Nou stap jy gou na iemand anders toe wat nie langs jou staan nie. Jy stap na iemand toe, kom ons beweeg. Jy stap na iemand toe en jy bedien die persoon. En jy bedien die persoon. Sê dit, stap net na die persoon toe, lê jou hand op my persoon en sê, Here, seën my broer, seën my sussie vanmôre in hierdie diens. As jy 'n 3 by mekaar is dit ook reg. Here seën hulle. Seën hulle. En jy laat besluit om dit te doen. Seën hulle vandag, Here. Seën die Ek sê Sondag was so hard. dat hulle die bediening van die salwing van die Heilige Gees Seker vir 3 dae, ja, Halleluja. 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 Alles is verby. Halleluja. Hou net aan. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Wat het die mure van Jericho laat val? Lofprysinge en 'n geskreeu. Julle sal volgende Sondag hoor oor 'n self op Pentekost. Hoe om mure te laat val. En ek wil hê jy moet vanmôre. Ons kan ons daar 'n woordjie sing vir 'n inleiding. Ek is vry. Ek weet is hy deel van julle. Ek is vry. Ek wil hê kom ons staan almal. Dan sing ons, maar ek wil hê jy moet jou hart sing. Ek wil hê met jou hande waai. Ek wil hê kom ons laat die mure val. En die Bybel sê die mure nie omgeval nie. Die mure nie verkrummel nie. Dit het weggesak in die grond. Dit kan net God wees. En net God kan vanmôre op jou roepstem, op jou gesingery reageer. Kom ons maak 'n bietjie lawaai in die plek. Ek is vry.
Amen. Kom ons sit in die volgende liedjie. Welcome. Plak in. Welcome Holy Spirit. Ja, so. Welcome Elvis. Aanbid op terwyl jy dit sing. Verwelkom die Here vanmorgen. Uitnooi om die 10 as jy omgehaal is, dit wat jy wil gee, die daar moet stap met julle, gooi het in. Sê Here, dank vir dit wat ek kan gee. Alive, forevermore. Kom ons sê.
You set my feet tonight. Was it the most? Praise be to God. Okay, yeah, kom ons hier, dit is nieuw. Kom ons op, dat de nieuwe way of living.
met een nieuw land. Amen. Hoekom sê ek so? Want die volgende sê, I am blessed. Wie is gezegend? Who are blessed? Amen. I am blessed. Ons gaan die Here groot maak met praise en worship en alles, maar ons gaan hom groot maak oor die goedheid van. Is daar iemand wat wil getuig? Vertel vir ons wat die Here op jou goed doen het. Amen. Wat? 3 getuienis vast. Hoeveel? 3. Ek wil doen net, dan sit jy maar aanbied dat die 2. Ek weet nie wat was die datum nie, maar ek het vir pastoor gekom dat daar was die mense in my huis wat my geplaag. Ja. En ek het gepraat met genade van die Here. En ek het gegaan en ek het daar die mens gesê in die naam van die Here gaan uit my huis uit, maar ek het nog steeds koue gekry. Ek kontak die pastoor JJ ook en hy sê vir my broer, maak nie vensters en die deur oop en jaag jy hom weer uit in die naam van die Here. En ek het dit so gedoen dat ek olie om goed gesmeer, die salmonsolie en glo vir my daar's niks in my huis vandag. Alles is Oké, dus een. Je hebt maar allemaal doen. Ja. Ja. Weer, ek het 'n werk gekry om te by die Here. Ek dink dit was voorlede week op Woensdag. Dus begin by dit vir die werk en ek het die werk gekry. Ek het ook 'n goeie salaris wat ek kry. Ek kan net vir die maar kry 'n goeie salaris en 'n kommissie by. En ek is dankbaar vir die Here daarvoor. Ja, en die daar nie onthou nie. Hy sal nou bykom. Hy sê dit. Ja, maar weet wat is dit? Kan ze zo doen? Ik heb het veel geluk, lieve maatje, oh maatje, ja, met die jaren, nog zien, en nog bij Halleluja. Wat het die jongens doen? Oké, luister. Is daar nog iemand? Ek het dit getuienis. Oké. Ons het 'n lysie in ons kantoor in my huis waaroor ons bid. En ons almal weet nou al 'n rukkie terug met hierdie hitte. Ons het vanmôre gepraat, hierdie paleis is maar betonpag geword net. Ons spoel hom. En 'n rukkie terug het iemand ons generator inverter kom aflaai. En as die krag so afgaan, dan draai jy daai knop en hy start en dan sit ek die waaiers aan. Dan voel ek soos hy oor die garage, jy weet nie. Prys die Here maar. Gister kry ek 'n boodskap op Facebook. Ek bid nou al jare. Die Here ken my hart, ek is gek oor 'n koffie.
Dit het ons geleer by Jimmy Swain. Ek is gek oor gitaar en banjos en basgitare en noem dit. Daai orkes, ons het jarelang konferensies gehou met so 'n groot orkes. Maar wanneer jy na aanbidding gaan, dan wil daar 2 instrumente so uitstyg. En dis 'n klavier en 'n Hammond-orgel. Nou ons weet almal 'n Hammond-orgel gaan jy by die 35.000 en meer kos. Gister kontak 'n prediker my en sê vir my, ek het 'n Hammond-orgel, die tannie is oorlede wat hom gespeel het, kom haal hom, dis julle sinne. Verniet. Kan ons die hele hande staan? En hy's mooi, en hy's groot. Hy kon nie in my trailer pas nie, ek moes droogplek wegry daar. Maar ek het hierdie week gaan ons hom haal. Prys die Here. Baie ek dank God vir sy genade en vir sy plan vir hierdie bediening waarby ons almal ingesluit is. Die profesie dat die geweldige herlewing gaan uitbreek. Dit mag nou, dat julle oujaarsnag, dit mag nou lyk na niks. Maar hou dop. Ag, hy twee. Ja, dan moet ons net bid wat we moeten speel. Hy is op pad. Is daar nog iemand? Iemand? Pieter, kom vertel gou vir ons hoe lekker gaan dit by jou nuwe werk. Kom, stap op en vertel ons hoe. Ja, nee. Ek kan die Here net dankbaar gee vir my werk gegee het. Hierdie week is die kliënt weg. So ek raak ek na hele site. Okay. So ek raak ek na hele site, so hulle noem hom, sy bynaam is die sheriff daar. So ek het nou gesê, okay, as hy die sheriff is, gaan ek die klein sheriff is. Tot hy terug. So ek weet nog nie of hy gaan terugkom, want hy het gesê, die seun gaan dit al so goed in sy kantoor gaan haal. So ek hoop net maar net die Here verder goed gaan wees, dat ek sommer vir sy werk kan aansoek. Amen. Sorry. Ja, wat sê jy? Weet jy wat het hier gebeur? Die Here het gesê, ek gaan vir julle 'n finansiële breekthrough gee soos met Josef. By toe hy in Egipte geword het. So jy vat oor in Egipte. Hoor jy wat ek sê? God is besig om dit, die onregverdige wins van hierdie wêreld, is hy besig om sy kinders in plek te skei. Ons moet net in lyn wees met die Here. Amen. Ja. Halleluja. Nog iemand? God is goed. Amen. God is goed. Maak nie saak, as ek vir jou voel, dit gaan nie so lekker nie, die Here bly goed. As ons vir hom Johan optel, die eerste ding wat hy vir ons sê is, julle, die Here is goed. En ons weet, almal, dit gaan nie altyd lekker nie, maar hy sal nooit kla nie. Hy sê altyd, die Here is goed. En vanoggend toe hy weer sê, die Here is goed, besef ek net, so Rita bly net stil en jy kla nie. Hy sê so ewe, as ons klaar, dan skinder ons oor onsself en ons mag nie skinder, en sê oom Johan, ek dacht, Here, vergewe my skinder. Ja, prys die Here. Nog iemand? Jullie? Nou ja, as jy nou kyk daar agter die hoek, my regterkant agter die hoek, sit daar 'n jong man en sy vrou, JP, Annelies. Dis nou Jerry se mense. Hy is soos die stem in die bos. Welkom julle. Kom skep vir 'n lekker hande klas. Jy baie welkom geniet het. Julle baie jare terug gesien. Nou ja, kom ons staan. Dan gaan ons hierdie liedjie saam sing, hoor jy al vanne en hoor jy glory. Prys die Here. Hou aan om die Here te loof prys. Oh,
Prys die Here. Ek dink jy kan maar so plek hier. Prys sonder die soms. As nog iets wat ek net wil doen. Ek het vir pastoor jy het my begin met twee woensdae terug ook gelesing van die tablette wat ek moet gebruik. En ek het 3 dae wat ek moeilik getrek het. En glo op my van die Sondag af, toe begin ek net weer normaal te slaap. Ek slaap normaal, ek staan normaal op, en daar is niks wat my nie, ek het nie drukking op my nie, ek het niks. En prys my nie weer. Maar ek het steeds vroeg in die oggend wakker. Vra my, ek weet, ek kan sien op myself doen. Maar dit is as ek gaan bid. Ja, dit is reg. Prys die Here. Baie dankie vir die voorreg om die Here se naam groot te kan maak in hierdie plekkie. Prys sy naam. Net hierdie mic 'n bietjie, net 'n bietjie anderste. Ek wil 'n bietjie met jou praat. En ek gaan nie preek nie. Ons gaan nie baie lank wees nie. Ek gaan die tyd dop hou. Want ek wil hê jy moet weet daar's 'n God in lewe. Amen. Amen. Never give up. Sê vir jou naas, never give up. Never give up. Dankie. Never give up. As jy die woord van die Here het, maak dit vir my op asseblief. Kom kyk of jy hom opmaak daar waar ek gaan lees. Sommer voordat ek jou sê wag. Josef 3 vers 3. Ja, Josef 3 vers 3. Prys die Here, dat ek het rol aan, hoe wil jy dit sien? Die eerste vers wat ek wil hê jy moet oopmaak is by Romeine 12 vers 2. Dis een van my favorites. En in die Nuwe Lewe vertaling kom hy so, hy sê moenie, sê moenie, sê vir jou naam, sê moenie, aan hierdie, nou praat ek, aan hierdie wêreld gelykvorm word nie, maar laat God julle verander deur julle denkende, om jou denke te verander. Ek gaan weer vir lees, moenie aan hierdie wêreld gelykvorm word nie. Dis hierdie wêreld aan buitekant. Dis buitekant waar die ongelowiges rondhardloop. Maar wat die gelowiges is wat ek vanmôre vir sê, daar gebeur dinge en ons word verander met 'n nuwe denkwyse in ons gedagte. Om te kan sê, never give up. Yes. Never give up. Matteus 18, mag gebring ook daar, Matteus 18 vers 18. En sommer my eie woorde, as jy dit net sê, amen. Ek wil nie met dit lees, want anders gaan weer vir julle goed lees. Amen. Ja? Matteus 18. Wie weet wat gaan ek lees? Ja? Voorwaar, ek sê vir julle, vers 18, alles wat julle op die aarde bind, sal in die hemel gebonde wees. En alles wat op die aarde ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Goeie wat daar staan. My vraag aan jou vanmôre is, hoekom sukkel en suffer ons so? Hoekom, en ons gister het ons praat, toe die pastore so by mekaar kom en gister toe my besoekers vir my kom kuier het, Marius en die besoekers by my kom kuier het ons juist gepraat oor denkwyse en dinge waaroor die dink. Hoekom die wêreld so is, hoekom ons anders te moet wees as die wêreld. Ek sê dan Kolossense 3, ons laaste versie wat ons hier gaan lees. Kolossense 3. Ons kan baie kan lees, is awesome woord. Hy sê vers 2. Bedink die dinge wat daar bo is. Nie wat op hierdie aarde is nie.
Want julle het gesterf en julle lewe is saam met Christus verborgen in God. Wanneer Christus wat ons lewe is, hoor mooi, wanneer Christus wat ons lewe is, geopenbaar word, dan sal julle ook saam met hom in heerlikheid geopenbaar word. Maak dood, hoor mooi, maak dood dan die lede wat op die aarde is. En dan kan jy gaan lees, hoe redery en al die goeders. Nou hoor nou mooi vanmorgen. As ons hierdie dinge doen, wat hier so staan, hoe redery, onreinheid, hartstog, slegte dinge, waaroor dink ons, aan wat dink ons? Bedink ons die dinge wat daar bo is. Dink jy, weet jy hoekom is daar eenheid in die huis van die Here, of in die hemel? Daar by God, hoekom? Want daar is die seker goeders by hom. Want dit wat bo is, kan ons nie onder bedink nie. Want ons sukkel om dit te bedink. En dis hoekom ons, wanneer ons in Christus 'n nuwe lewe het, kan ek sê, verander jou denkwyse. Amen. Maar wanneer jy na 'n pretplek toe gaan, of 'n jobplek toe gaan, dan verander jou, die musiek verander jou, want jou voete raak jekerig en jy is besig. Want nou ja, sit ons daar in die huis, ons het die mekaar aangehaak, maar ek het net aan die slaap gemaak. Toe hoor ek net my vrou sê, hey! So daar so 'n klein meis, die huis, die kat ingewoon. Net so klein. Ek sê, wat is dit? En net toe ek ons op precies 'n klein by, hoor ek daar's 'n geskreeery buitekant. Dit klink vir almal, dit is hier by die buurmense, maar toe iemand binne 'n paal vasgery, en die persoon het by ons uitgekom, hulle so 5 huise van ons af, die paal vasgery. En hierdie persoon het by ons buurman se hek begin rondgeruk, vrouens, en sy skree, dan sy oor die pad en sy ruk in die hekke. Dan sê ek myself, 2-3 in die oggend, waar kom jy vandaan? Hoekom kies jy 'n paal? En hoekom wil jy al ons mense wakker maak? Want as jy ek in my skoen sien, jy uit en ons is hier, ons kyk met die flits daar teen en hulle ruk en pluk die hekke asof daar moeilikheid is. Maar ek wil vandag vir jou sê, Jesus sê, want jy bid op hierdie aarde, sal hy bid in die hemel. My woorde. Hoor mooi, ek wil sê, ek wil nie met die woord van Jesus sê, wat jy, ek, bid op hierdie aarde, sal gebonde of, sal hy bid in die hemel. Wanneer hy sê, dit wat ek hier bid, as ek hoe redery bid, kan dit nie in die hemel wees, amen? As ek lieg of lees, vertel nie, sodat ek sê, ek gaan dit nie doen nie, is dan die lees dan boor by God nie. Want hy is die waaragtige God van lewe en oorvloed. As ek sê, ek het hier die pyn op hierdie aarde, raai wat, wat sê die volgende skrif gedeelte, hy sê, wat jy losmaak op hierdie aarde, as jy sê, jy is moeg, as jy sê, jy is siek, jy maak dit los op hierdie aarde, raai wat, dan gaan God toestemming gee, want ek vanmorgen jou sê, sal hy jou dit losmaak in die hemel, en dat jy daar moet deurgaan. Daar is soveel hartseer daar buitekant. Hoekom is die hartseer daar? Want ons laat dit toe. Ja. Want ons wil hierdie dinge op hierdie aarde wil ons losmaak. Ons wil lieg, ons wil steel, ons wil kan ek sê twis, ons wil geld gierig wees. Dis hoekom baie van ons geld het nie. Dis hoekom ons koskaste nie vol is. Kom. En ek maak gister so grappie, julle pastoor moet meer maar kom kyk. Want as ek my yskas so hoop pak, is al meer kos in my yskas wat daar is. En dan dink maar 'n pastoor wat eendag bedien en haal sy deur sê, hy sê, luister julle, kyk ek het niks en hy maak sy deur so, maar daar is niks geld daar nie. Jy maak gehoop vir die mense, raai wat hy sê, kom maar so ou tannetjie daar by hom aan kerk, hy sê, luister, so pastoor, toe gee sy van R20. Wat wil jy hê van hierdie wêreld? Ek soek nie R20 nie. Hoor wat ek sê, ek soek dan ten minste R200. Ek kan dan my skool met R200. Maar R20, maar ek weet as ek met die God sê, kan hier doen, en ek kan oopmaak. Ek dink in 'n getuienis van 'n ou, hy was 'n polisieman, jare terug. Ek gee sy hart vir die Here, neem vir die Here, gedoop, alles. En ek sê, daar's net een dingetjie wat hier kort nog kom.
En hy sê, pastoor, ek kan nie my tieners betaal, want ek werk op 'n polisie salaris, en alles wat ek doen, die pypies en al die goed is rook en drank, alles loop. Ek sê, as jy dit gelos, jy gaan sien as verandering. Hy sê, hy los dit toe. Hy sê, pastoor, toe dit los, toe kom ek agter, ek het net R20 wat ek elke maand het, en ek kan nie dit gee nie, want ek moet alle goedjies koop ook. Ek sê, weet jy wat, as jy die Here by sy woord vat, en jy saai jou R20, sê Here, dis al wat ek het. Yes. Die volgende week, toe gooi hy R200 in. En die week daarop, R2000. En hy het elke maand R2000 tiende gegee, net omdat hy die geloof gevat het, om te sê, Here, ek gee my alles. Hy het dit vasgemaak, sê, Here, dis wat ek het, en gee ek vir jou, Here, maak met dit wat U wil, Here. Wat doen die Here? Hy maak die hemelse sluise op my en jou oop. Nou as 'n pastoor vandag, hoor my mooi, as 'n pastoor vandag wil ek vir jou sê, net soos wat jy hier ingekom het, ek worry nie, jy worry, pastoor, jy worry, oor die kanker, jou siekte, jou probleme, jou depressie, of as jy jou lewe wil neem, ek worry nie daaroor nie. Ek sê vanmôre vir jou, genoeg is genoeg. Amen. As jy daai woorde kan spreek vanmôre en sê, genoeg, depressie, genoeg is genoeg. Ek het nie geld nie, dis genoeg, is genoeg. Maak jou, kom oor. Sê vir die Here, want ons worry oor die kanker wat ons het. Ons worry oor die geliefde wat die Here dien nie. Ek wil vandag vir jou sê, genoeg is genoeg om te worry. Moenie worry oor dit nie. Die Here sê, dit wat jy, as jy jou hartsbegeerte bekend maak hom, sal hy dit vir jou gee. Baie keer is dit nie nou nie, want dit kan oor 'n jaar of wat wees. Amen. Yes. Amen. Sê vir die probleem, genoeg is genoeg. Amen. En ons gaan in hierdie plek, en by my huis, gaan ek dit nie toelaat. Jy gaan nie na my toe kom en sê, o, pastoor, asseblief, ek wil nie hoor van jou probleem nie. Sê net, ek bid vir my. Dan sal die Here aan my openbaar wat fout is met jou. En dan sal ek rustig raak by die altaar van die Here en sê, Here, ek lig my boetie op, ek lig my sussie op. Here, ek lig hierdie kerk op, Here, ek lig my finansies op. En ek sê jou vanmôre, nee, ons het nie, maar ons het baie. Amen. Hoor wat jy nou sê. Ons eet nog elke aand en al die goedjies, hoor wat ek jou vandag sê. Ons eet miskien nie die beste kosse wat daar is nie. Ons drink nie die beste koeldrank wat daar is nie. Maar ek wil vandag vir sê, maar ons drink van 'n waterstroom wat lewendig is. Amen. Amen. Sê wie iemand laas as jy lewendig. Hier vat ons die Here op sy woord vir genesing by hierdie plek. As jy my kom kuier, wil ek hoor jy sê, ek wil net vir sê, baie dankie. Dankie vir die Here omdat ek genees is. Nie om te sê, pastoor, sê vir die Here, sê vir my, ek sê dankie vir die Here. Soos wat was nie gesê, ek wil vir Here dankie sê vir my werk. Pieter, ek is dankie vir my werk. Nee, om net die hele tyd te sê, ek wens net ek kan. Die verhoogings en daai dinge sal kom. As jy gaan kyk na Josef, wat het met hom gebeur? Hy moes eers deur 'n ding gaan. Hy moes eers deur harde tyd gaan. Die vyand moes hom 'n bietjie vasvat. En dis nie te sê omdat jy nou die Here dien, jy gaan met 'n mooi gesig rondloop nie. Jy gaan merke aan jou hê. Jy gaan die wêreld wys hoor nie, maar ek is deur 'n ding. Yes. Raai wat? Wie was dit vir Jakob? Wat op die beheerpunt gestaan is, nee. Weet jy wat, ek is ook op die beheerpunt gestaan, nie op die bene, maar op my voet. Ek loop ook op die bank. Dit beteken ek moes 2 jaar deur 'n ding gaan. Nou iemand vra my, hoorie, wat is fout? As hy nie weet wat is fout, wat gaan ek hom sê? Weet jy wat, ek is genees in die Here. Wat het gebeur? Nee, my voet. Dit. Ek sal alwees natuurlik vertel. Maar die ding is die getuienis wat ek het, ek van die Here op sy woord vir genesing herstel. Want hoekom net herstel ook? Is nie net herstel nie, maar daar is 'n blessing. Daar is joy, daar's vrede in die woord van die Here. En ons raak ook deel van die heerlikheid van God. Hoor wat ek vanmôre vir jou sê.
wanneer jy sê jy is 'n kind van die Here en jy stap hier uit, moet jy 'n verskil kan maak daar buitekant. Jy moet 'n impak kan maak daar buitekant. Nie in die kerk nie. As jy 'n verskil daar buitekant maak, sê ek nou vir jou, gaan daar dinge gebeur. Wie het gesê dat hierdie kerk moet klein wees? Wie het dit gesê? Ek het nie 'n probleem met winkelsentrums wat so groot is nie. Hoor mooi, oor Checkers en Woolies en wil nie eintlik hulle name noem, maar groot, hulle is groot. Nee, jy het nou 'n plek opgemaak, Walmart, hier in Suid-Afrika. Dit moet maak, dis al die plek vir die mense om te loop. Maar die kerke is leeg. Wanneer daar nuwe bediening opstaan, is daar nie beweging nie. Maar wie sê vir ons, die kerk moet so klein wees? Wie sê vir ons, dis al wat ons moet hê hier? Maar ek weet, die Here sê, daar wat toe optree sy naam is, daar is hy. En as ek hom loof en prys, sê hy loof onder die lofsange en die aanbidding van sy volk. Hoor jy? Ek wil vandag vir jou sê, die kerk moet ook op daai trein klim van hoe groot dit is. Daai winkelsentrums wat so groot is, ons moet op daai trein kan klim. Hoekom is my jou huishouding nie reg nie? Want ons dink dinge, ons maak dinge vas hier onder om te sê, ag, ons sal maar net dit. Ons het te veel verskonings om te sê, ek kan kerk toe gaan nie, want dit en dit. Ek gaan nie dit doen nie, want dit en dit. Ons moet op daai trein wees. As iets moet groot wees, moet daar 'n impak wees. Nou as 'n groot winkelsentrum oopmaak, is daar 'n impak, omdat daar mense is wat daaroor praat en daar word geadverteer. Nou ons wil nie adverteer nie. Ons kan adverteer. Hoe adverteer ek en jy? Ons lewe wat ons in Christus het, om te wys dat dinge kan verander. En as ek vandag iemand kan uithaal met alle liefde en respek, Johan waar daar sit, en nog laatst het hy lang hare gehad, vandag het hy kort hare. Ek ken hom nog al die jare met lang hare. Maar hy sê, laatst het hy 'n ondervinding gehad, dat hy kon dit nie hanteer nie. Ek sê, prys Here, daar is 'n verskil. Jare terug, sit hy ons, gaan vang vis. Sit daar my Helaas vriend, my vriende, en ons vang lekker vis, en die vrouens is daar bezig met hare te daai daar in die kamertjie. En ek gaan in, lekker wind hê. Ek sê, ag, maar wat is daar? Nee, dis wat oor. Ek sê, vat daai goed en sit dit op my kop. Nee, ek sê, sit dit op my kop. Dan wil sien hoe lyk het my swart hare gaan. En dan smeer my. Want op 'n stadium toe my hare gaan was, nee, is dit was ek eers so wortel. So geel, was geel. Sê jy? Geel. Ja, so snaaks ek toe mos maar rooi, man, gingerkleur, maar geel, wat dit ook al is. Dit lyk verskriklik. Maar vir my, wow. En Sondag moet ek bedien in die kerk. Dan sê ek myself, my vrou sê, jy weet of jy kwaad is. Ek sê, nee, ek gaan in die kerk en ek bedien, maar die ou tannies check my uit en sê, nee, daar is wat beter. Ek sê, luister kerk, luister. Soos wat ek radical kon verander en my haarkleur kon verander het. En ek het impak gemaak op julle om te kan skinder oor my hare. Nee, nie meer hoede op die kop nie, maar julle kan skinder oor my hare. Dis hoe ons moet verander vir die Here. Jy moet so kan verander dat die wêreld sê, wat ek gaan doen met jou? Jy is nie so nie. Maar ongelukkig, hierdie wat ek hier dink, hy laat my baie voel of ek in die gevangenis is. Ek voel soos Josef en Paulus is daar. Los met das, né? Dit al praat hy like die das. Maar ek wil verander. Ek wil iets wees wat die Here sê, luister, jy is 'n man na my hart. Amen. Maar ek kan nie 'n man na God se hart wees as ek iemand wil beïndruk. Ek het klaar my vrou beïndruk. Ek het daar, vir 39 jaar, 40 jaar sit ek nou met my vrou. Julle moet by jammer kry. Maar jy ding weet ek verseker, as dit nie vir haar was nie, was ek en sy nie vandag in die teenwoordigheid van Here nie. En as ek nie daar was vir haar nie, dan sal sy nooit gehoor het dat ek is nie van nie.
Want elke keer hoor ek net, hoor jy kom en as ek na haar toe kom en drup sy my. Dan sê sy, hoor, jy kry seën, ek kom ek help jy dan is hy daar met die pleistertjies en alle, dan maak sy my mooi. Weet jy wat, die woord van die Here is eintlik die een wat jou drup, na buitekant. En die oomblik wat jy val, trap 'n bietjie mis, wat kom uit jou mond uit? Slaat jou toon 'n bietjie raak met die hamer op, gooi jou klip op jou toon, gaan jy net sê, gaan kyk. Jy gaan afbuk en jy gaan uit toon vasgryp en jy gaan dans. Jy gaan sok, jy gaan, wat is daai kleurde dans? Daar wat is 'n skop in die stof? Reeldans. Lyk soos ons vrys. Want jy gaan vassit, wanneer God by jou kom, net, en hy verander jou lewe, en jy laat toe dat jou lewe verander, gaan jy anders te wees. Jy gaan anders te lyk. Jou man of jou vrou gaan weer sê, hoor jy so, wow, jy's anders te, hoekom? Hoor nou weer, ek wil nie wat my vrou sê. Ek wil nie wat my buurman sê. Weet jy hoekom? Want hy hoor my. Nee, gaan vra vir jou boetie of jou sis, jou mamma, papa, hoor jy, hoe gaan dit met hierdie man? Hy sy hart vir die Here gee. Weet jy wat sy mamma, papa, boetie en sussie sê? Nee, dit gaan goed met hom. Nee, as iemand vandag na jou toe kom en sê, hoor jy, as ek iemand vra, hoe gaan dit met Wouter? As ek sê vroukie van, gaan met Wouter? Nee, dit gaan goed met hom. Nee, ek gaan nie vir haar vra nie. Ek gaan die kinders vra of die buurmense vra, hoe gaan dit met Wouter? En ek sê, hoor jy, jy moet daai ou sy hart vir die Here gee en hy gaan vir ons as 'n maak. Weet jy wat jy? Maar sy mense, sy buurmense gaan agterkom en sê, luister, wow, as iets anders nie. Dis daar waar die Here kan werk vir my en jou. Dis daar waar ons op hierdie trein kan klim. As ons die vensters toe, het ons 'n groot probleem. As jy maar net hier sit en jy wil niks doen nie, jy kom maar net kerk toe, wil ek vanmôre vir sê, jy mors jou tyd om hier te kom sit. Maak jou venster oop en klim op die trein en sê, ek klim op die evangelie waar ons gaan trek, ons gaan vorentoe. As God besluit dat hy beweeg, en die hele volk besluit, kom ons pak op, ons beweeg agter hom aan. Ek gaan nie daarop preek, maar hoor wat ek vanmôre sê. Ons maak die vensters oop omdat dit deel van die liggaam van Jesus Christus is. Met die uitvoering van die groot opdrag wat hy vir ons gee, is om siele te kan wen vir die koninkryk. Wanneer ek by die venster uitkyk, gaan ek nie net in 'n gebou meer vaskyk, ek gaan kyk, ja, daar's mooi bome, daar's mooi berge. As jy hier kan, daar gaan staan en kyk aan die berg, gaan almal nie net dieselfde berg sien. Baie ons gesê, wow, check daar, daai mooi boom. Kyk daai mooi ietsie wat daar is. Dis wat God gemaak het. En as wanneer ek na jou kyk, wil ek sê, wow, God het jou gemaak. Perfek, mooi. Maar ons worry nie, want as 'n vrou se hare in mekaar is, dan val ons in die bus uit. Ons daai siele kan wen, nie net om vir ou te sê, luister, jy lyk mooi nie. Hy moet weet dat hy is op 'n verkeerde plek, 'n stadium in sy lewe. Hy moet dit weet. Om siele te wen en te leer om die duiwel te bestraf. Wie sal die duiwel bestraf? Weet jy met wie praat jy as jy die duiwel bestraf? Kom maar. Die duiwel kan baie dinge voorkom in jou lewe. Maar baie keer bestraf jy die duiwel, maar jy sit nog steeds met 'n probleem. Want jy weet nie wie jy bestraf nie. Hou, vat jy hande in. Vat jy hande in. Maak so. En lok dit. Nee? Moet nou nie jou vingers op maak, maar lok jou hande. Probeer jou vingers losskryf van jou hande, terwyl jy so geluk is. Kan jy? Ok, ontspan. Nou ek leer baie keer mense, ons bid, maar ons ontvang nie, want ons bid verkeerd. Hoor mooi, baie keer sê mense, kom ons bid hierdie duiwel vas. Jy moet nie die duiwel vasbind nie. Jy moet hom ombid. Want die oomblik wanneer jy sê, ek bid hierdie siekte in die naam van Jesus Christus, omdat die krag van God daar is, weer dit. Jy bid daai siekte op jou vas. Wanneer ek mense sê, luister, ontbind daai siekte wat daar is, sê jou siekte, jy's uitgewis. Spreek lewe oor jou, sê, ek is gesond,
laat dit kan gebeur. Ja, kom my voorstel. Laat dit kan gebeur, want jy ontbind hier die gees wat op jou is. Moenie 'n ding op jou vasbind nie, want as jy 'n skoen moet vasmaak, is dit om jou skoen daar te hou. As jy hom losmaak, gaan jou skoen uitval. Hoor wat ek sê. Maar ons gebruik dit in die onkunde van ons as mens, kan die Here jou nog steeds gebruik as jy kom en ek sê ek bestraf jou of ek bind jou op werke. Ontbind hy werke, vat hy uit weer en sê Here, ons wis dit uit. As ons daai dinge kan leer vanmôre, sê ek jou nou, gaan ons deur 'n venster kan kyk en ons gaan 'n groot prentjie sien van die heerlikheid van God. Dan gaan jy sien wie is almal kinders van die Here. Maar elkeen oor aanloop so. Kom ek sê julle. Ek was so, wanneer was dit? 2012 was ek in Amerika gewees. Ek kom daar by 'n kerk. Ek is nie daar om te preek, ek kom daar by 'n kerk daar by Christene. En ons is so 'n week daar. Ry ek in hierdie een ouetjie ry rond daar in die dorp en kyk na alles. En ek sien nie iemand wat met 'n bord staan en weer om. Al wat ek sien is 'n vrouens met 'n bol op die kop. Nee? En ek sien ander klomp vrouens wat langbroeke dra en kort hare, kort geskeer en al daai goeders. En ek vra vir die pastoor, die hom vra. Ek sê, wat maak julle met hierdie mense? Hy sê, nee, ons praat met hulle. Ek sê, hoekom praat jy nie met mense? Ek sê, jy weet dat jou vrou was ook so gewees. So wat ons nou sê, hoor jy is van die duiwel af. Ek sê, en dan kom agter, daai stadium, kom ek agter dat al die vrouens wat bolletjies op die kop dra, is almal wat in die kerk is. Nie in hulle kerk nie, wat kerk toe gaan. Of jy nou, wat die kerk ook al is, almal wat 'n bolletjie op die kop dra, is mense wat kerk toe gaan. Almal wat nie 'n bolletjie op die kop het nie, is in die kerk. En daar's baie. Vra hulle, wat doen julle? Nee, weet nie. En die Here gee my woord, daai Sondag en ek bedien dit. Dat daai pastoor aan my toe kom en my sê, hy het nog nooit so iets gehoor nie, maar hulle gaan dit toets. Want jy kan nie, jou vrou in die wêreld uitgehaal, waar sy al hierdie lelike dinge doen, wat ons as kinders van die Here sê, wow, wat dinge aanjaag in 'n mens se lewe om te sê, hoor hierso, maar check daai vrou, kyk daai man, en al die goeders. Maar jy het jou vrou gehaal, vandag staan julle in die bediening. Nee, maar julle wil nie met iemand anders te gaan praat nie. Julle moet juist met iemand anders te praat. Want die liggaam van Christus moet skoon en rein wees. Wanneer ons vrugbaar is ons waarmee vrugbaar. Met die verkeerde denke. As so 'n paar jaar terug is daar 'n vroutjie wat by 'n kerk instap. Sy is swak, nee, sy is nie swak nie, sy het so kort loopjie. En ons het nog uitnodiging en hulle kom voor en eers skielik net so, kom net so daar in die Kapelpark. As iets wat daar by die bank is en die Here vat haar. En die Here drop daai vrou, die Gees van God drop daai vrou daar met haar kort mini en alles. Waar dink jy na kyk al die dominees of die pastore en die broers van die kerk? Gelukkig weet ek baie mense het nie vir dit gekyk. Hulle het gekyk waar is baadjies. En hulle het baadjies gevat en die vrou gaan toegooi. En ek sê later nog vir die ouens, ek sê luister, jy het nie nodig om 'n baadjie te vat en toe te gooi. Want as jy kon gekyk en daai vrou so geval dat jy niks kon sien. Want God gaan nie jou laat val met 'n kort rok, nee, en laat die wêreld kan sien wat het jy. Hoor wat ek vandag sê. As by God is dinge so. En dan gaan jou nie in die verleentheid stel nie. En dis hoekom die kerk in 'n lewe is om te sê wanneer die krag van God werk. Nee, ek wil nie omval nie. Ek gaan sien baie keer as ek vir mense gebid het, gaan sal op plaas so. Want hierdie pastoor gaan my nou stap. Wat pastoor gaan my nou connect hierdie maak. Ou het dit getraai met my. Hy het terugkom. Ek sê dit vandag daar op kamer, ek sê dit. Jy sê nie vir 'n ander, sê agter my amper nie. Jy gryp nie ou nie. Jy gee hom 'n geleentheid om by die voete van die Here te kom. En weet jy wat 'n kleintjie vir my is, en ek sorry ek sê dit vanmôre. Wat vir my 'n kleintjie is wanneer daar uitnodiging is vir mense wat hulle harte vir die Here moet gee, kom staan ons almal. Ek het my hart vir die Here gee op my knie by die altaar. Jy maak net 'n beerdprobleem, 'n erg probleem. Vergeet jou dit probleem, die oomblik wanneer jy sak, jy staan op. Jy goud en silwer het ek, maar dit wat ek het, dit gee ek vir jou, die naam van Jesus Christus. Staan op.
En dan sal jy genees wees. Maar ons mink te veel oor siektes en dinge wat in ons lewe is. Want hy gee vir ons moet leer om mekaar, nie net die duiwels uit te dryf nie, maar om ons hand op siekes te lê. En die woord van die Here sê, hy sal miskien, of nee, kom stuur 'n dokter toe. Die woord van die Here sê wat? Jy sal gesond word. Of daai persoon sal gesond word. Maar ons wil nie ons hande oplê nie. Want ons hande steek vreemde vuur aan, of altaar aan. Dan moet 'n salwing wees wanneer jy hierso stap. Nee, moet die mense weet oor die demoniese belang. Hulle het nie sin nie. Hulle moet weet, glo my as jy deel wil wees van hierdie familie. Daar is dinge wat gaan gebeur. Die duiwels gaan hardloop. Wat so Herman nog vandag vir jou sê, dat die vyand, die duiwel, sy magte, kan nie hierdie plek wees, as die gees van God in die plek is. Ek sê dit in elke kerk, elke plek en alles. Hoekom gebeur dat dit nie? Want ons laat die vyand toe om hier te kom sit. Ons het dit gesien nog. En ons kom sit julle omrig die kerk, die diens, die werk van die Here. Hoor mooi, wanneer ons 'n uitnodiging maak, ek dink moet of jou sussie of wie ook al kom uit, plaas dat jy saam met daai man of vrou uitkom, en saam met hom voor die Here lê, sê die Here, hier is 'n man wat ek soek. Dan staan ons eerder op en ons loop uit, ons gaan doen dinge, gaan snyf, sê dit. Of ons gaan goed toilet toe. Ek sê ernstig. Hoe verwag ons vandag dat ons kinders in die huis van die Here moet wees as pappa en mamma anders is? Sê, ja, nee, daar is nie respek in huis nie. Jy moet respek in hierdie plek wees. As jy hier staan, moet ons nie met mekaar kan chat nie. Ons moet op ons knieë kan sak en die Here aanroep. Maar dit is lekker om voor die tyd te kan. Vandag sit ek daar agter en Pastor Herman is besig sê, kom, ons gaan bid vir dit, ons gaan bid vir dit. En Pastor Shani ook, in die verlede, kom ons bid saam. Ons kan nie bid nie. Kom ons bid gou. Dan sak ons op ons knieë, nie eens 'n minuut en dan staan die mense op. Ja. Hulle ken nie hoe om die Here te loof en prys nie. Maar laat jou man of jou vrou, jou kinders dan iets verkeerd doen. Laat jou rugby span die ref net 'n verkeerde beslissing maak. Dan haal jy woorde uit wat nie werk nie. Want as jy deel wil wees van hierdie familie, en as die familie van die kerk, die familie van Christus, moet jy weet, dinge gaan gebeur. Jy het nie nodig om salfolie rond te loop en ou te salf nie. Jy spreek die woord. Amen. Annou, jy sê vir my, so jy is heeltemal verkeerd, jy kan nie sê, jy goud te sorry. Dis 'n binding wat jy op jou sit. Ek sê, maar ek gaan nie oor die binding wat op my sit nie. Ek gaan oor ek wil vir ou sê, ek het nie geld om jou te gee om op te staan nie. Ek gaan nie die krag van God kan koop nie. Come on. Hoeveel plekke is daar wat sê, hoor hierso, voordat ek vir jou bid, moet jy eers gou jou verby my masjienkie loop. Ja. Gratis. Hier is 'n boks. Arme boks. Kan jy iets vertel vandag? Ek wil jou vertel hoe die kerk moet wees. Gaan jy luister as ek met jou praat oor? Kom aan. Ons in Suid-Afrika, ons sit hier, daar's chaos. En ons weet nie regtig wat rondom ons aangaan nie. Ons weet nie wat die regering gaan doen met die klomp kerke nie. Almal sou nou net beroer oor dit en dit en dit en dit. Ons was paar jaar terug 'n reproer gewees oor ISIS wat kom wat wil koppe kan. En ek sê baie keer vir mense, man, hoekom is jy bang vir hulle? Want die Here sê hy het nie vir jou 'n gees van vreesagtigheid gegee nie. Hy het jou gegee van oorvloed en selfbeheers en al daai dingetjies. Jy is meer as oorwinnaar. Amen. Maar nou is ek bang, nou moet ek gou blikkies by mekaar maak met ons geberg toe hardloop. Dis reg Hartbeberg toe. Hy gaan nie nog kry. Nie hy nie. Iets anders in die land kry. In Suid-Afrika sukkel ons met baie dinge. Baie probleme wat hier is, die regerings en alles. Maar mense soek antwoorde op ander plekke.
Waar ons as kinders van die Here, hoor my mooi, soek ons antwoorde by die verkeerde plekke soos mense wat nie glo in die Here nie. Want die ou wat sê glo nie in die Here nie, oortuig jou as kind van die Here, daar is nie 'n Here nie. Maar die duiwel aanbidder, wat die duiwel aanbid, hy soek iets anders, hy soek nou hierdie God waarvan jy praat. Want my God kan niks vir my doen nie. Hy vernietig net my lewe. Ek kyk na 'n klip op TikTok van 'n moslim ou wat so skree, ou wat so skree, I see Jesus. Ek het hom gesien en hy raak opgewonde. Hy sê die moslim lewe is verkeerd. My woorde. Maar kan jy getuig vanmôre om vir iemand te sê, luister, ek het die Here in my hart. Ek wil hom loof, ek wil hom prys. Ek wil kerk toe gaan op 'n Sondag. Of wanneer ook al jy wil kerk toe gaan. Ek sien dat baie van die ander groot kerke, ek noem dit maar die Katolieke kerke, hulle deure was altyd oop gewees. Raai wat? Daar's nou 'n slot. Jy moet 'n sleutel hê om daai skuifdeur op daai hek oop te maak om in die kerk te gaan om jou Heil Marys te gaan opsê. Waar die kerk altyd oop was. Hoekom is hierdie kerk nie oop nie? Ja, jy kan kom bid. Nou as nie gaan werk, dan moet jy maar jou begraafplaas doen. Ja, as hulle bereis is. Die dag van hulle bereis is. Nee, maar hoor wat ek sê. Daar was tye gewees dat jy kon nie wegbly van die kerk, want dit was jou lewe. Vandag het die wêreld oorgeneem en die kerk het sy krag verloor. Mense soek antwoorde, hardloop oral steek. As jy vandag besoekers inloop, soos my besoekers en die besoekers daar agter, as jy besoekers inloop, moet hulle weet, besoekertjie, ons het nie 'n geskiedenisklas of 'n les wat ons opbied. Ons is hier om die dinge van die Here te doen en te leer uit die woord van die Here. Oor wat 1000 jaar terug gebeur het, ons het so gepraat oor dat Susa jare en daai plek en so, luister, dis verby. Die kruisiging van God is verby, van die Here is verby. Ons bedink in die toekoms wat hy klaar die oorwinning vir ons geplaas. Nou ons gaan die hele tyd terug en ek sê baie keer vir die mense, nou ons gaan die hele tyd terug na die kruis. Die Here is nie meer by die kruis nie. Hy is verby die kruis. Toe hy verby die kruis gaan het, hy was in die graf. Die Jappie gaan nou Israel toe gaan kyk waar hy gelê het. Hy lê nie meer daar nie. Weet jy hoekom gaan betaal so baie geld om te gaan kyk waar hy lê nie? Dis 'n voorreg as jy daar gekom. Ek sal graag daar wil wees. Maar hoor wat ek vandag vir jou sê, maar ons het 'n herlewing nodig in ons lewe om te kan sê, iets niets. 'n nuwe lewe in Christus. Daar's niks van die kruis. Ek sê, hoor wat ek sê. Daar's niks van ouma en oupa jou geleer het. En 'n visie wat jou oom vir jou gegee het om te sê, dis hoe die Here gaan werk. Ons Pastor Herman, hulle kry baie visies, ons kry visies, drome en mense wat ons bemoedig. Weet jy wat? Dis goed om dit te kry. Want hoekom kry ons dit? Want dit stig ons. Want ons weet nie wat môre gaan gebeur nie. Maar as ons hierdie dinge hoor, wat ander mense vir ons sê, soos wat suster of soos hy gesê, dat daai ouens weet nie van ons dinge nie. Maar as hulle begin profeteer, sê hulle vir ons goed en sê, wow. Hoe lang bid hierdie pastoorspaar? Vir lewe in hierdie plek. Amen. As jy so om julle kyk, prys die Here. Wouter, my vriend, hy sê laas week vir my, of laas week sê hy vir my, ek is so bly, jy is in my lewe. Daar sit hy. Vir ons skooljaar is al. En onmiddellik sê ek, dis, Here, hy weet jy hoe baie met ons vir hom en vir Skalkie en al die mense. Vandag sit hy saam met my die Here, man. Amen. En hy sê, dit is so lekker om die Here te dien. As ek kyk na Anita, wow, Anita, dis nie meer daai man wat jou jap, jy moet hom terugjap. Kyk hoe mooi Spaans. As ek dit nog sê, toe ek julle weer gesien het, baie lang terug, was daar nie Spaans op hulle gesigte gewees. Sy was, Anita was so gewees, en wie is jy nou?
Nou, maak my hier nou vir dan. En ek het my nie opgedring en sê, hoor jy sê, ek wil julle vir julle sê. Ek het net gesê, Here bless hulle. En daar gaan nog groot dinge kom. Julle weet dit nie. En elkeen van die wat hier sal sit, waar is jy ook? Maar ons moet weet, ons speel nie, as jy jou vat nie, gaan hy jou nie vlieg toe vat nie. Hy vat jou nie Netflix nie. Glad, hy wil jou vat na sy woord, in hierdie boek. Dat jy kan gaan kyk, net soos wat jy 'n movie kyk,